Gisterand het ek gepreek oor die gees en wat daar gebeur het in die bovertrek. En dat hulle gesit het en daar het 'n wind ingekom en daar het 'n vuur ingekom. En dit was vir my snaaks en opvallend van die teks dat hulle het nie snaaks gereageer nie. Dit is nie asof hulle so in 'n kring sit soos ons en dan skielik dan woep kom jy 'n vuur en 'n wind en almal spring op en gaan te kere nie. Hulle was bang, daar was emosies, hulle was bang, maar hulle het nie snaaks gereageer nie, want die wind en die vuur was simbole waaraan hulle gewoond was. Die wind was 'n manier hoe die geeste met die wêreld, die gode met die wêreld gekommunikeer het. So toe die wind inkom, toe is dit nie vir hulle snaaks nie, dit is vir hulle God wat inkom. Toe hulle die vuur sien, toe skrik hulle nie, want die vuur was die simbool waar hulle altyd offers gebring het in die Ou Testament. Dit is vir hulle naby. So hulle het kalwe gebrand en skape gebrand en hulle het goed geoffer en wanneer daai offer aan die brand slaan, nou elke keer as ek oor praat dan dink ek aan Elia wat die altaar maak en dan sê hy as jy in Baal glo, gooi die water, dan gooi hulle die water en dan sê as jy in God glo, dan steek hy dit alles aan die brand. So daai vuur was nie vir hulle snaaks nie. Dit was nie vir hulle snaaks om die vuur te sien nie. Om die vuur te sien was vir hulle normaal. So God was vir hulle definitief in die wind en definitief in die vuur. So toe hulle daai twee goed sien, toe weet hulle. Daar's 'n derde komponent wat Handelinge oor praat en dit is die tonge en die taal. Nou, ek gaan so 'n bietjie daaraan raak vanaand. Maar kom ons begin deur te sê die setting. Waar vind hierdie plaas? Want baie keer dan sê die teks nie vir ons alles nie. Die teks sê sekere goed, maar daar's iets dieper agter dit. Nou, wanneer ons gaan kyk na die setting, waar het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Dit het gebeur in 'n vertrek, heel waarskynlik. Maar dit het gebeur tydens 'n Joodse fees. Nou wat baie mooi is in die Bybel is hoeveel keer daar iets gebeur wat Jesus doen binne in 'n Joodse fees. Want skielik kry die Jode en hulle godsdiens en die geloof 'n nuwe interpretasie. So as jy na Johannes 8 lees waar Jesus aan die sand skryf, dis tydens 'n Joodse fees. So daar's 'n groot Joodse vir die loofhuttefees is aan die gang. En dan skryf hy in die sand. En dit is 'n groot simboliek en skielik gebeur daar iets. En dieselfde was met die kruisiging, né? Die kruisiging op die Vrydag was presies dieselfde as die Pasga. Dit was presies dieselfde moment. Want elke keer as daar 'n Joodse iets was, het Jesus dit kom herinterpreteer. En wanneer dit kom by die Heilige Gees en Pentekoste en Pinkster, dan is dit presies dit wat gebeur. Want hy sê in vers 1, sê, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. So dit was die dag van Pentekost. Nou wat is hierdie Pentekost wat ons van praat? Wat is Pentekost? Pentekost was 'n Joodse fees, die Shavuot of Pentekost. Dit was 'n fees wat hulle gevier het. Nou hoor hoe mooi is dit, toe Moses die Torah ontvang het van God. So hoor die dubbele simboliek. Moses op die berg ontmoet God aangesig tot aangesig. En God gee vir hom die tablette, die beloftes. Maar dis die koneksie wat hy met God het. En die Jode vier dan nou hierdie fees. Ons connect met God. Hulle vier hierdie fees. En hulle vier hierdie fees skielik in 'n vertrek. En Jesus het gesê hy is by hulle, maar nou is hy nie meer by hulle nie. En dan daag die Heilige Gees op. Binne in dieselfde ritueel en dieselfde gewoonte. En hy kry skielik 'n nuwe betekenis. Scholars note that Jerusalem was filled with pilgrims. So tydens hierdie fees was daar 'n klomp mense gewees, want hulle het nou maar gekom. Hulle het kerk toe gekom soos gewoonte. Ons nagmaal en ons doop en dis ons gewone goed wat ons altyd doen. En dit was soos die Jode dink, ons doen ons gewone tradisionele goed. Maar skielik in die tradisionele rituele gewoontes daag die Heilige Gees op. So wat? Toe hulle hierdie wind en vuur vat en daar's 'n klomp mense bymekaar en hulle skrik nie en hulle besef, wow, God is in die alledaags, in die minimalistiese goed, in die eenvoudige goed. God is nie altyd in die extravagant goed nie, in die wow goed nie. God is in die klein goed, in die detail. Wanneer jy in die natuur is en jy gaan in die detail in, dan sien jy God. Wanneer jy in 'n huis is of in 'n gebou is en jy stap in die detail in, dan raak jy kwaad vir die bouer.
en vir sy kwotasie en wat jy hom betaal het. Want hy's nie reg gemesh nie en hy's nie reg nie en ons krake en hy het beweeg uit die dak en die dit, maar gaan jag jy. En jy tel sand op en jy tel blomme op en jy tel die grassade op en jy ontdek hoe iets so fyn aan mekaar gesit is. So wat is die resultaat? Is hulle het gewone, in die gewone het hulle God ontdek. 'n Gewone wind en 'n gewone vuur, hulle het nie geskrik nie. Maar toe hulle dit vat, toe gebeur daar iets met hulle. Wat gebeur die volgende? Repentance. Sorry, dis omdat ons 2 verskillende programme gebruik. Die resultaat is bekering, repentance. So hulle word bekeer, die resultaat is bekering. Petrus staan op en hy preek en 3000 mense kom tot bekering. En ons het hierdie bekering ding nou al baie keer gepreek en gesê, maar in Handelinge het hy nou nogal 'n spesifieke betekenis in Handelinge. Want ons lees in Handelinge 2, lees ons, Peter replied, Petrus het geantwoord en gesê, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Bekeer jou en doop jou. Dieselfde opdrag wat in Matteus 28 is, bekeer jou en doop jou. Nou het ons hierdie bekeer, het ons nou al gepreek. Ons het gesê, dis wanneer iemand sê, ek gee my hart vir liewe Jesus. Dis wonderlik. Wat beteken dit? Ek gee my hart vir liewe Jesus, ek het vanaand my hart vir liewe Jesus gegee. Maar wat beteken dit? Wanneer jy na Handelinge kyk, spesifiek, dan is die woord bekering in Handelinge wat Petrus gebruik. Hy staan daar in 'n Joodse fees, daar's 'n klomp groeperinge mense. Daar's die Jode, daar's die Grieke, daar's die heidene, so hier's mense wat besny is. So jy kan amper 'n setting imagine, soos hier's moslems en Islam en moslim en daar's ateïste en daar's agnostikuste en hier's weird mense en daar's snaakse mense. En wanneer Petrus begin preek, hy het nou hierdie vuur en wind in hom. En ongelooflik dat hy die normale gevat het en dit het hom skielik aan die brand gesteek en hy begin praat. En wat gebeur is hierdie verskillende groeperinge mense begin herken en sê, wag bietjie, ons is eintlik eenders. Ons is eintlik dieselfde. En dis hoe daai bekering plaasvind. Dis hierdie groepe mense sê, maar wag bietjie, hier's nie ander gode en ander goed nie. Die Romeine en wat hulle sê oor hulle gode en baals en die goed wat ons al aanbid het in ons lewe, dis nie so nie. Ons is eintlik dieselfde. En die woord bekering in daai konteks beteken, wag, ons is eintlik eenders. Of ons nou besny is of nie besny is, of ons nou baie het en of ons nou min het. Of ons in tale bid en of ons nie in tale bid nie. Ons is eintlik dieselfde. Ons is eintlik gebroke mense. So die bekering is wanneer die groeperinge skielik sê, ons is kinders van God. Dis mooi, ons is kinders van God. So wanneer hulle sê, ek gee my hart vir Jesus, ek bekeer, ek gee my hart vir Jesus, dan beteken dit, ek erken dat ek eintlik deel is van iets heeltemal anders as wat ek gedink het. Ek het gedog, ek lewe vir myself, en ek kan my eie ding doen, en ek kan maak wat ek wil, en ek kan aangaan. Maar eintlik is ek deel van 'n groep mense wat Jesus mee besig is en God mee besig is. En die Heilige Gees, daai bekering is om te sê, ek gee my hart vir Jesus. Met ander woorde, nou besef ek my lewe gaan totaal anders wees en my lewe lyk anders. So, dit was 'n publieke ding wat gebeur het tussen al hierdie groeperinge en skielik word hulle en hulle erken, hulle is Christene. Repentance functions as a status transformation ritual, marking a shift in identity and group membership. It aligns individuals with the new community centered on Jesus. So wat gebeur is, hulle identiteit was mos nou maar in daai groep. So daar was die De Langes, die Pretoriëse, die Erasmusse, die Callisse. En skielik sê hulle, wag. Daar's nie meer hierdie verskillendes nie. Ons is Christene. Nou hoe tree Christene op? Wag bietjie, hulle tree anders op.
Hulle tree aan, dit was die bekering. Die bekering was toe hulle opstaan en sê, wag, ek wil anders wees. Ek wil my ou maniere laat gaan, ek wil anders wees. Nou gisterand, julle het my laat dink, dankie Tannie, Elsa. Die vra ons, maar is die Heilige Gees in almal? Is die Heilige Gees dan nou in almal? As jy nou gebore is die Heilige Gees in jou. Ek nou gisterand gesê, dis wind, asem, gees, lewe, dis in jou, word in jou geblaas, dis in Adam geblaas. Nou interessant, ek kan julle nie antwoord nie, want ons verskillende skole oor dit, ons verskillende definisies van dit, en ons verskillende kerke oor dit. Nou wat in Handelinge gebeur is, Petrus sê, repent, bekeer, so hierdie mense bekeer hulle, en hulle word gedoop. Nou die doop wat daar gebeur is, dit was 'n simbool om te sê, hulle is nou deel, nie 'n simbool nie, dis 'n letterlike, werklike handeling, maar om te sê, hulle is deel van hierdie alternatiewe gemeenskap. En dan sê hy, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. En jy sal die geskenk ontvang van die Heilige Gees. The promise is for you, and for your children, and for all who are left far off, for all whom the Lord our God will call. Hier is die verskillende kerke se uitkyke. Daar's nie duisende nie, ek het net so 'n paar. So jou hoofsaaklike protestante en katolieke kerke sê dat die Heilige Gees is ontvang deur geloof, deur die doop en deur die nagmaal. So meeste protestantse en katolieke kerke sê, ons word nie noodwendig gebore met die Heilige Gees nie, maar ons ontvang die Gees deur 'n geskenk van God. Jy kry charismatiese kerke, Pentekostelkerke wat sê, hulle lê baie meer klem op daai doop. Nou dis hoekom ons ook baie keer die skering in kerke kry, want hulle sê die klein doop tel nie, dis nou die groot doop, nê. Maar Efesiërs sê daar's een doop. Maar wat is die doop? Die doop is eintlik om te sê, ek is deur God gekies. Die doop is nie wanneer ek sê ek kies God nie. Die doop sê, God het my gekies. Nagmaal sê ek word herinner aan die doop. In die gereformeerde tradisie, of in die gereformeerde geloof, stry hulle en sê dat dit soms oor individue gaan, en die Heilige Gees se werking gaan baie keer oor 'n nuwe werking binne in jou. So, wanneer jy ja sê vir die Gees, dan werk dit van nuut van binne af in jou. As jy iets vat soos die Jode of die Ou Testament, God's Spirit was seen as selectively given to prophets and kings. En dis wat ons in die Ou Testament sien. Ons sien ook, Merklas het dit gisterand gesê, in die Ou Testament, dan sê hy, en die Gees van God is onttrek van die persoon. En die Gees van die persoon het nie meer in hom gewoon nie. Ons lees dit veral met Saul. Saul sê hy, die Gees het nie meer in hom gewoon nie. So dis sommer net 'n paar goed om aan te dink. Die hoofsaaklike groot ding is, die wind en die vuur, die gewone goed, het by die deur gestaan en geklop, letterlik en figuurlik. En dit het gevra, maak jy oop, of maak jy toe? En toe hulle oopmaak, toe sê hulle, ek bekeer, ek word deel van hierdie nuwe groep. So in die Heilige Gees in Handelinge spesifiek, in the context of Acts, the Holy Spirit serves as a marker of belonging to the Christian community. Socially, the idea that the Spirit is received through repentance and baptism reinforces the group's distinct identity. En dis hoekom hulle so klem lê op doop en bekeer. Doop en bekeer. En dis hoekom ons vandag verskillende kerke het, want party lê meer aksent op die doop en party lê meer aksent op dit en meer aksent. En dis nie noodwendig dat een reg is en een verkeerd nie, dink ek. Die hoofsaaklike ding is, en dit is waar ons moet uitkom, is dat ons aan Jesus moet behoort en dit erken. Dit is die grootste ding. Wat help dit as ons bietjie Christene nou beklei oor die doop en ons maak die wat nie bewus is van Christus nie, ons maak hulle wegloop. En sê ons wil nie deel wees van daai groep mense wat so beklei nie. Daai groep mense moet so wees dat hulle mense innooi. En sê kom. Jy wat hier langs die straat is, asseblief kom.
Eintlik inteendeel stuur hy hulle, nê? In Handelinge stuur hy hulle. So die resultaat van wind en vuur is 'n nuwe skepping. As jy regtig die Heilige Gees wil sien en wil sien werk, dan kyk jy na hoe mense dinge nuut maak. Dankie vir jou storie, Elise, ek gaan dit gebruik. Elise vertel my 'n storie van Pinkster wat sy bygewoon het, waar oom verskriklik gebid het, en die oom het gebid vir sy oes, en laat sy oes net reg is en reg gepak word. En daar was 'n klomp studente in die gehoor, en hulle hoor die gebed, en hulle gaan die aand, en hulle gaan in sy stoor in, en hulle pak al sy goed vir hom, en toe hy wakker word, toe sy gebed verhoor. Amen. Daar mense wat na God luister. Nie die Gees wat bonatuurlik ingekom het en die goed gaan pak het nie. Die Gees het studente gevat en goed gepak. Jaco Strydom, ek het hierdie storie al vertel, skryf in die een boek hoe hy 'n gebedsgeleentheid hou saam met 15 besigheidsouens. En hulle sit in 'n kring en hulle bid en hulle sê, ons moet vir Tannie Susan bid, want Tannie Susan werk vir Hospice. En Tannie Susan het nie 'n kar nie, want haar Yaris het gebreek. En Jaco Strydom sê vir hulle, okay, as ons bid, gaan ons bid soos, julle het my genooi, so kan ons bid soos ek wil bid? Ja, nee, ons kan. Hy sê, kom ons maak die oor toe. Hy sê, Here, baie dankie, dat uit hierdie 15 ouens gaan iemand vir Tannie Susan 'n kar gee. Hulle gaan tel, tussen daai 15 ouens was al 32 karre, wat hulle besit. Wie gaan ingryp? Mense wat aan die brand is vir die Here. Dis hoe die Here aan die brand is. En dis wat wind en vuur doen, is hy maak 'n nuwe skepping. Nou, wat mooi is in Handelinge steek hy hulle aan die brand en hy stuur hulle uit, maar eintlik bring hy hulle bymekaar. So, die Gees maak hulle warm en sê, gaan na die uithoeke van die aarde. Nou, as jy Handelinge mooi lees, dan sien jy letterlik hoe hy in verskillende dele na die uithoeke van die aarde toe gaan, reg deur Handelinge. So jy kry hierdie groep mense wat gefuel word, wat aan die brand gesteek word, wat sê, ons moet uitgaan sodat ons kan innooi. Ons moet uitgaan sodat ons kan innooi en vir mense sê, julle is deel van wie ons is. Wie is dit? Dis mense wat anders leef. Dis mense wat anders is. Nou, die resultaat van hierdie storting van die Heilige Gees, was daar eerste daai 3000 mense. Nou dit is merkwaardig, want is 3000 verskillende mense. Dis nie dieselfde mense nie. Dis verskillende mense. So daar vind hierdie revitalizing movement plaas, waar hierdie verskillende mense skielik bymekaar is en skielik begin eenders word. So wat maak hierdie mense toe nou? Hulle los hulle ou gewoontes agter, hulle begin met nuwe gewoontes. Nou wat is hierdie nuwe gewoontes wat hulle mee begin? Vir die Romeine was dit snaaks. Die nuwe gewoontes wat hierdie mense toe nou in gemeen het, is hulle nooi toe nou arme mense in. Sê hulle, maar hoekom nooi julle arme mense in? Arme mense kan niks vir julle gee nie. Sê hulle nie, maar ons gaan eintlik vir hulle gee. Hoe wil jy vir hulle gee? Hulle het niks. Hulle nooi skelms in, tollenaars. Hoekom wil jy hulle innooi? Hulle steel dan. Sê nee, ons werk bietjie anders. Hulle nooi gebreklike mense in. Hulle nooi siek mense in. En dan as hulle binne is, dan breek hulle brood en hulle eet sop en hulle eet curry en rys. En hulle praat en hulle gesels. En dit bind hulle en hulle word een. Nou, dis mooi hoe hy reg deur Handelinge letterlik na die uithoeke van die aarde toe beweeg, want jy moet nou daai prentjie hê van die Europa en Afrika, nê? Vir hulle was dit die wêreld. Amerika was nog nie ontdek nie. Dit was nog nie Kanada en sy Noord en Suid-Amerika en Antarktika, dit was nog nie alles daar nie. Vir hulle was die uithoeke van die aarde Europa en dan nou Afrika, want dit was so ver as die Romeinse ryk strek. So, nou begin hy. Nou sê hy, Jerusalem, en dis waar hierdie fees begin. Hierdie fees begin in Jerusalem, in die hartjie waar God is, begin hy. Jerusalem is the starting point. Dit lees ons in Handelinge 2 vers 9 tot 11. The Spirit continued
toe hulle aan die brand steek. Jesus het gesê, gaan na die uithoeke van die aarde toe. En dan in Handelinge gaan hulle na die uithoeke van die aarde toe. Hy begin in Jerusalem. Hy gaan uit en hy nooi almal in. En is belangrik, key moments with the Gentile inclusions, soos byvoorbeeld Cornelius se bekering. The Spirit fell on the Gentiles, confirming their acceptance. Peter's vision and Jerusalem Council affirmed the gospel. Soos wat hulle uitgaan, nooi hulle in. Van Jerusalem af. As ons lees in Paulus se reis, lees ons Handelinge 13 tot 20, dan lees ons hoe hy gegaan het na die kerke in Asia Minor, in Greece en beyond, Antioch, Efese, Korinthe. Ons lees ook dat Paulus op die einde eindig in Rome, wat die hartjie van die Romeinse ryk was. Ons lees dat hy daar eindig. So as jy so reg deur Handelinge gaan, dan sien jy letterlik hoe hulle gegaan het. Ek wil nou nie te vinnig gaan nie, want daar's een wat sê dat hulle Afrika toe gegaan het, nê. Nee. Julle weet van die Afrika, dat hy tot in Afrika gegaan het. In Handelinge, dan lees jy, hy gaan aan Afrika, nou vergeet ek die naam. Waar gaan hy in Afrika? Die Ethiopiër. Die Ethiopiër in Afrika. Hy gaan uit, na al die hoeke van die aarde toe, letterlik tot in Afrika. Maar nou wat mooi is met die Ethiopiër storie is, hy gaan oor grense van kleur. So waar die Jode gesê het, ons is 'n spesifieke identiteit en etnisiteit, sê hy, dis groter. Die koninkryk is groter. Dis groter. So, hoe lyk hierdie Heilige Gees mense? Is dit mense wat op wolke loop? En mense wat nooit lelik praat nie? En mense wat perfek is en perfek lyk? En nooit 'n voet verkeerd sit nie? Of is dit mense wat met alles in hulle streef om deel te wees van iets anders? Nou, die voorbeeld waarna ek gedink het was dit. Wanneer jy vir jare in die gym nie, en jy kry skielik 'n gymkaart, wat gebeur? Jy word nou deel van iets anders. Nou, wat is die implikasie? Ek het nou hierdie gymkaart. Wat gebeur? Ek moet nou skielik anders wees, want ek behoort nou in die gym. Nou, wat gebeur? Ek kan nou nie meer net eet wat ek wil nie, want ek moet eintlik nou 'n bietjie gym toe gaan. Wat gebeur met my drinkgewoontes? Ek kan nie meer so aangaan nie, ek moet nou deel word van hierdie. En ek sit nou daar onder die vrugte, nie omdat jy gesond moet eet nie, maar die vrugte van die Gees. Want hierdie groep mense wat ingenooi word, nou die gym is nou net 'n voorbeeld, nê? Hulle word nou ingenooi om nou 'n ander leefstyl te leef. En wat is hierdie ander leefstyl? Die vrugte van die Gees. Galasiërs. Vrugte van die Gees, liefde, vrede, geduld, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, al daai goed. Dis die tipe van goed. Hoe lyk mense wat die Heilige Gees het? Is dit net die dominees en die pastore en die evangeliste en die major prophets en die minor prophets en die ouens wat op TV preek en die ouens wat op YouTube preek en die ouens wat 1 miljoen followers het? Wie lyk die mense met die Heilige Gees? Lyk so. Die mense wat gevul is van die Heilige Gees lyk so. Dis 'n kerk wat 'n gemeenskapkerk is. Wat sê, hierso is wit en bruin en swart en Indiër en almal welkom. Maak saak wie jy is. Jy moet hiernatoe kom. Dis 'n kerk wat anders lewe, met ander embleme. Nie spectacular goed nie. Jy moet nie hiernatoe kom en dink jy gaan hierdie amazing goed kry nie. Jy gaan hier ander mense kry wat op ander maniere werk. En was dit nie wat in Handelinge gebeur het? Was hierdie groep mense wat bang was vir die Romeinse volk, vir die Jode, vir die heidene, vir die mense wat daar buite geskree het. Hulle het so gesit en bid. Sê Here, help ons. En dan daag die Here op in wind en in vuur. En net daai wind en daai vuur, daai gewone goed, steek vir hulle aan die brand. Gewone erediens, by 'n gewone dominee, steek hulle aan die brand. Sodat hulle so brand, dat hulle daar opstaan en sê, julle wat hier buite is, kom in. Weet julle wat is mooi vandag?
Ons hoef nie eers meer uit te gaan nie. Want wat buite is hier by ons. Dis nie meer ver nie. Ons hoef nie meer net Afrika toe te gaan, en Indië, en Korea, en Noord-Korea, en Suid-Korea, ons hoef nie. Die evangelisasieveld is net hierso. Dis wanneer jy net by daai deur uitgaan. As jy vol is van die Heilige Gees, dan stap jy daar uit, en jy nooi mense hier in. Jy gee vir hulle daai gymkaart, ekskuus, maar dis 'n voorbeeld. En jy sê vir hulle, jy's eintlik 'n lidmaat hier, hoor. Ons soek jou kollekte nie, ons soek 'n ander leefstyl. Ons soek mense wat anders leef, en hulle leef so. Dankie, daai was die keuse van die embleem. Dit was vir die meeste mense gekies het, vir die embleem. Ons wil daai op alles sit. Al ons briefhoofde, hier buite, ons wil dit saam met die logo sit. Hier is die kerk, hier is wat hulle doen. Daar is die kerk, dis wat hulle doen. En wat is dit wat hulle doen? Hulle kyk sag. Hulle hanteer sag. Hulle hou van die Bybel en van ontdek met God. En hulle maak spasies om mense in te nooi en te verwelkom. Ati, dankie vir die uitdaging om hom nou in Jona te koppel. Jona is gestuur na Ninive toe. Jona was nie perfek nie. Jona was aan die slaap. Jona was nie lus nie. Jona het nie gedink hy's goed genoeg. Ninive is 'n groot stad vol ongelowiges. Wat wil die Here daar maak? Wat wil die Here maak met 'n stad vol ongelowiges? Jona moet vir hulle gaan sê, die Here het julle lief. Gaan na Ninive en gaan vertel vir hulle, die Here het julle lief. Ek hoop regtig jy beleef iets en ervaar iets van God en dat die Here jou sal aanraak.